Welkom terug. Jy is ingeskakel op Extra en dit is natuurlik Nuusdag Perspektief. Die program waarin ons al die aktuele kwessies van die dag bespreek. Nou terwyl ons stronke oorvol is, sukkel die howe ook om voor te bly. Verhoorafwagtendes pak daagliks die pad hof toe aan om te verskyn op eie onkoste en ten koste van hulle werksgeleenthede. Nuusdag het met verhoorafwagtendes met 'n verhoorafwagtende liewer gesels oor sy ervaring. Die bejaarde Hendrik Cornelis is in Desember 2017 in hegtenis geneem vir dronkbestuur. Vir maande al stap hy hierdie paadjie en soos baie ander verhoorafwagtenes is hy by moedverloorse vlakte oor sy saak wat sloer. 10 kere wat ek nou saam met hy en die van die hof is 10 kere, 10 maande. Is 10 maande wat ek hier na toe hardloop. En oor my werk, ek worry oor my werk. As ek my werk gaan verloor en dan die hof gaat my nie sorg nie. Cornelis het verder sy kommer uitgespreek oor die gevolge van die proses en sy aksies op sy naasbestaandes. Dis net my kinders en my suster en my vrou. Dis al mense wat ek het. En daai span, hulle is oor hierdie skouers. Ek dra al die spanne. As ek moet die tronk gaan sit, moet wat leef hy spanne. As ek my werk verloor, moet wat leef hy spanne. Dis oor my bekommerste daai. Ek het groot worry met dit. Dit blyk dat Cornelis maar een van duisende gefrustreerde verhoorafwagtenes is. Maak Steenbok vir Nuusdag in Bloemfontein. Nou, verslag is onlangs uitgereik waarin daar melding gemaak word van skokkende toestande in die land se tronke. Daar is 'n toename in selfdood, geweld, oorbevolking en swak infrastruktuur reg deur Suid-Afrika. Regter Johan van der Westhuizen van die Regterlike Inspektoraat vir Korrektiewe Dienste sluit nou by ons aan om hieroor te gesels. Baie welkom en goeienaand terug. Goeienaand, dankie. Kom ons gesels eers oor die korrektiewe dienste, die inspektoraat, die organisasie. Wat is julle se doelwit? Ons word geskep deur die korrektiewe dienste wet wat sê ons is 'n onafhanklike instansie onder die beheer van die inspekteerende regter wat op die oomblik ek is. Die doel is om toesig te hou oor toestande in korrektiewe sentra of tronke wat wissel van geweld, kos, kombuise, hospitale, tot natuurlik die infrastruktuur en dit maak ook met die wet maak ook melding van korrupte praktyke en oneerlikheid. So dis 'n taamlike wye mandaat wat ons het. Ja, dit klink nogal baie wyd, maar kom ons praat in 'n neutedop van die probleme wat julle ervaar en wat die verslag natuurlik deurbring. Geef ons daai inligting. Ja, ek dink wat die verslag aan betref, ons kan net nou uitkom by die redes, maar ek dink van die belangrike dinge wat hierdie jaar in ons jaarverslag genoem is daar blyk 'n toename in gevalle van dood te wees en dan spesifiek selfmoord wat eintlik tot dusver in Suid-Afrika nie as 'n groot probleem gesien is nie. Byvoorbeeld verlede jaar op 'n besoek aan Londen het dit vir my gelyk dis 'n groter probleem in die Verenigde Koninkryk as in Suid-Afrika, die selfmoord. Daarmee saam is daar op die oomblik duidelik 'n probleem met mense met geestesversteurings, mense wat geestesongesteld is, wat in tronke aangehou en nie daar behoort te wees nie. Daar's twee kategorieë. Die een kategorie is mense wat deur 'n hof verklaar is om so ongesond te wees dat hulle hoegenaamd nie eers hulle verhoor kan verstaan nie. So hulle is nooit skuldig bevind aan enige iets nie. En hulle hoort in hospitale. Maar daar is 'n tekort aan beddens en derhalwe is dit bykans almal van hulle in korrektiewe sentra of tronke. Saam met hulle is dan mense wat wel gevonnis is tot tronkstraf, maar wat weens die owerhede, volgens die owerhede daar se siening versteurd is of siek is. Dit wissel van ernstige skizofrenie tot net gewelddadige gedrag. En dan die derde probleem wat hiermee saamhang is die toestand van die fasiliteite. Sommige van ons tronke lyk goed en mooi. En ander is besig om uitmekaar te val. En ek kan vir jou spesifieke voorbeelde nou net noem. Alles daarvan hou verband met 'n geweldige oorbevolkingsgetal. Nou, dit is die vraag. Hoekom is daar oorbevolking in ons tronke? Wel, ek weet nie hoekom nie, omdat ons te veel misdadigers het of te min tronke. Dit moet ons maar oor besluit, maar byvoorbeeld daar's 164.000 mense in Suid-Afrikaanse tronke.
meer as 16.000 daarvan dien lewensvonnisse uit. Maar in die lig van jou insetsel nou net oor die vertraging in die howe, van hierdie 164.000 is daar omtrent 46.000 verhoor afwagtend. Dis nie soos ons meneer wat ons nou net gesien het, wat klaar oor hy huis toe moet gaan nie. Dit is mense wat in die tronk sit. Sommiges vir 3, 4, sommige tot by 8, 9 jaar wag vir 'n verhoor. Nou, hoe is dit moontlik dan regtig dat dit kan gebeur? Wel, En dit is seker ouens wat baie klein sake het, soos byvoorbeeld uit 'n appel gesteel. nee, daarom nou nie noodwendig nie. Dit hang af, daar's baie redes hiervoor, maar een van die redes wat genoem word anekdoties, ek persoonlik het nie absolute statistiek nie, is dat borg word nie toegestaan nie. Kyk, wat veronderstel is om te gebeur as jy van iets aangekla word en sê jy nou baie gevaarlik is en so aan, behoort jy borg te kry. En dan terug te kom wanneer dit jou verhoor is. Nou dan kan dit natuurlik ontwrigtend wees as jy in 'n weer moet gaan, maar jy's ten minste nog buite. Nou of jy kry nie borg nie, of jy kry borg maar jy het nie geld om dit te betaal nie, of wat ons ook hoor is mense wil graag uitgaan na borg, maar hulle familie wil nie vir hulle die geld bring nie, want die familie wil nie 'n moeilikheid maker by die huis hê nie. Hoe ons dit presies kan onderverdeel met akkurate feite weet ek nie. Dan natuurlik sake word aanhoudend uitgestel. Dit is wat in Engels genoem word 'n case management of 'n case flow probleem. Ons instansie kan niks daarin doen nie, maar mense word heen en weer gery tronk toe en terug, hof toe en terug, en dan is iemand is nie daar nie. Die een van die twee kante is nie gereed nie, ensovoorts. So wanneer oorbevolking aangespreek word, is hierdie die eerste stap. Daar's baie ander stappe ook, maar hierdie is die eerste, naamlik hoekom wag mense binne tronke so lank vir 'n verhoor? Nie noodwendig die steel van 'n appel nie, maar inderdaad soms ligte misdade. Regter, daar is natuurlik spesifieke voorskrifte in hierdie verslag. Steur die regering of die korrektiewe dienste hulle aan hierdie voorstelle? Ja, dit is 'n vraag wat elke keer gevra word. Kom ek begin by die positiewe kant. Op grondvlak, of hoe noem julle dit, voetsoolvlak, is dit nie te sleg nie. Wanneer ons inspekteurs 'n tronk besoek en hulle skryf 'n verslag, dan stuur ons dit eerstens vir daardie betrokke tronk se hoof om hulle op te antwoord, want ons wil ook nie foute maak nie. Ons wil nie sê 12 storte werk nie en dan is daar maar net 10 storte in die hele plek nie. So, en dan word daar gewoonlik wel iets daaraan gedoen. Of ons kry 'n antwoord dat die foute is reggestel of hulle werk daaraan of wat ook al. So op daai vlak werk dit nie te sleg nie. Maar wanneer dit kom by groot dinge wat ons sê na boontoe, soos waarom verval die fasiliteite? Waarom kry kombuise nie gesondheidssertifikate nie? Waarom is kombuise wat afgebrand is? Miskien praat ek maar net van een. Waarom vat dit 5 jaar om daarby uit te kom? Dan stem almal met ons saam. Ja. En almal beloof hulle samewerking, maar niks gebeur nie. So ons wonder dan inderdaad self, en mense vra die vraag van myself in die parlement, wat gebeur dan met ons verslag? Nou, geweld in gevangenis is skokkend. Is dit 'n bestuursprobleem of is dit miskien korrektiewe dienste wat nie die nodige, soos hulle sê, human resource het nie? En dat is 'n bietjie van alles. Weereens die beginprobleem is die oorbevolking. Dit lei daartoe dat bendebedrywigheid baie ernstig word. En dit lei daartoe dat daar aanvalle is van mense in die gevangenis op mekaar, van hulle gevangenis op bewaarders en dan bewaarders op gevangenis. So die tipiese situasie wat daar kan gebeur is 'n bende byvoorbeeld 4 'n betrokke geleentheid deur 'n gebruik wat hulle noem blood on the floor, bloed op die vloer. Hulle val 'n bewaarder aan met slotte aan lyfbande of in kouse en slaat hom flenters wanneer hy 'n deur oopsluit. Hy hardloop weg, die deure bly oop, hulle jaag hom deur die plek rond. En uiteindelik kom die korrektiewe dienste se noodspan in met geweldige ernstige bewapening en elektriese skilde wat aangeskakel kan word, soms honde. En dan gaan hulle baie keer te ver en dan is daar, hulle druk mense onder storte in met die skilde of die honde byt hulle ensovoorts. Ons het natuurlik 'n tyd dit gehardloop, regter, maar net 15 sekondes. Ja. Wat is die antwoorde? Die antwoord moet 'n all-encompassing antwoord wees. Ek dink die bewaarders self en korrektiewe dienste moet hulle werk so goed as moontlik probeer doen ten spyte van al die probleme wat hulle het, ook soos 'n tekort aan personeel.
Ons moet iewers geld beskikbaar maak om hierdie fasiliteite, ons moet seker maak daar is nie korrupsie in die bou en die gee van tenders deur die departement openbare werke nie. En uiteindelik moet ons probeer om 'n gemeenskap te word waar mense minder misdaad pleeg. Regter, baie dankie dat jy aangesluit by ons. Dit was regter Johan van der Westhuizen van die Regterlike Inspektoraat vir Korrektiewe Dienste. Baie dankie dat jy ingeskakel het hier by Nuusdag Perspektief. Nou môre aand 8:30 maak ons weer so. En onthou, Nuusdag om 8 net voor dit. Tot dan, selfde tyd, selfde plek van my Elvis Preslin. Totsiens.